Goeiemôre, is Woensdag, is 24 Junie, weer Dirk aan hierdie kant. Paulus skryf in 2 Korinte 3 vers 2 en 3, Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan. Het is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Lord Jesus, may I grow like you, loving, kind in all I do. Help me in my work and play, walk beside me all the day. Amen. Hierdie Engelse kindergebedjie in sy eenvoud en begeerte vat nogal die basis van die Christelike lewe mooi saam. Ons moet elke dag wat ons Jesus volg, meer en meer soos hy word. Paulus in sy skrywe aan die Korintiërs gebruik die voorbeeld van 'n brief om die harte te beskryf van diegene wat deur die krag van die Heilige Gees lewende getuienisse van Jesus is. Ander kan hulle lees soos hulle 'n brief lees en sien dan kwaliteite in hulle waaroor Jesus beskik. Alhoewel ons op verskillende maniere wêreldwyd kan bewys, is dit 'n rare kwaliteit in ons onverdraagsame wêreld. En tog is dit 'n kwaliteit wat, wanneer dit aan iemand bewys word, kan uitkring. Welwillendheid is liefde in aksie en dit kom uit 'n hart wat omgee en waar die Heilige Gees reeds gewerk het. Jesus was die volmaakte voorbeeld van welwillendheid in sy optrede teenoor die mense van sy dag. Hy het die voorbeeld gestel want, sê Matteus 9, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Jesus was liefdevol teenoor almal. Hy het omgegee dat die skares wat gekom het om na hom te luister honger was en het vir hulle kos gegee. Selfs al was daar duisende wat gevoed moes word. Hy was nie ongeduldig met kinders nie, maar het toegelaat dat hulle na hom toe kom, al was hy moeg. Hy het omgegee vir diegene wat uit die samelewing verban is, hy het die malaatses genees, die mense wat uit openbare plekke verdryf is en wat moes skree onrein, onrein om ander te waarsku dat hulle kom. Hy het saam met die belastinggaarders geëet en hy het vroue met waardigheid en respek hanteer, ondanks wie hulle was en wat hulle toestand was. Hy was 'n vriend van die wat honger was, van die malaatses, die tollenaars, die siekes, die wat besig was om te sterf en selfs die sondaars. Maar is ons. Teresa van Avila het in die 16de eeu gesê, Christus het geen liggaam behalwe joune nie. Geen hande, geen voete op aarde behalwe joune nie. Joune is die oë waardeur hy met medelee na hierdie wêreld kyk. Dis 'n uitdaging vir ons om ons lewens te ondersoek om te sien of ander ons as 'n brief van Christus sien, wat sy welwillendheid en liefde aan 'n wêreld in pyn bewys. Vader, open ons oë vir die lyding en behoeftes om ons, en gebruik ons om Jesus se welwillendheid en omgee aan 'n oorstuurde wêreld wat hulpeloos sonder U is, te bewys. Amen.